Goeiemôre gemeente. Welkom by vanoggend se erediens. Sê gou goeiemôre of shalom vir die persone om jou. Nou shalom natuurlik beteken daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ons gaan later aan vanoggend meer hoor oor vrede en hoe vrede in ons lewe van toepassing is. Maar voor dan, dis Desember maand en Desember maand is meeste van die mense gaan op verlof en dieselfde is die geval ook hier by die kerkkantoor. So kom ons loer na 'n paar aankondigings. Ons skriba Helene Skutte is op verlof vanaf die 22ste Desember tot die 12de Januarie. Wat dit beteken is, die kerkkantoor gaan gedurende hierdie tydperk gesluit wees, maar ek is wel beskikbaar vir enige noodgevalle of as jy wil koffie drink, is ek beskikbaar. Kontak my gerus. Dan ons koster, Diaken P. Roux, is ook op verlof die 18de Desember tot die 1ste Januarie. En dan myself, ek vat die 28ste Desember, dan is ek op verlof. Maar julle is meer as welkom om my te kontak. Ek is op WhatsApp, so jy kan vir my 'n WhatsApp boodskap los, ek sê jou terugbel ook, of jy kan vir my stemnota los, of jy kan myself bel ook op WhatsApp, en dan kan ons gesels, en of mekaar hier ontmoet by die kerk ook, vir koffie. Ek weet daar was mense vroeër wat vir gevra het om hierdie maand by hulle huisbesoek te doen. Ek is ook beskikbaar vir huisbesoek, so laat weet my gerus indien julle 'n huisbesoek verlang. Dan sal julle sien op ons aankondigings natuurlik is beskikbaar daar by deure as jy nog nie 'n aankondiging gekry het nie. Dis ook op ons gemeente se WhatsApp groep. So loer gerus daar. Julle sal sien daar's verjaarsdae daarop. Nou, ek vra al reeds om verskoning vir as ons 'n verjaarsdag gemis het. Ons verjaarsdag is volgens ons databasis wat ons het by die kerk, en dit mag dalk gebeur dat ons miskien nie 'n verjaarsdag daarby gesit het. So as jy verjaar hierdie maand, laat weet asseblief vir die kerkkantoor, dan sit ons jou naam by op daardie verjaarsdaglys. Vir die mense wat wel verjaar hierdie maand, wil ek dit sê, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag dit 'n geseënde jaar vir julle almal wees. Dan vra ek ook, bid asseblief vir die mense op ons gebedslys. Dink ook aan hulle in julle gebede wanneer julle stil raak vir die Here. Dis die eerste Sondag in Desember en ons beweeg vinnig nader aan Kersfees. Daardie tyd van die jaar wanneer ons weer nuut ontdek wie Jesus is en hoekom hy gekom het. Ons bevind onsself in Advent. Advent is 'n tyd waarin ons onsself herinner daaraan dat ons shalom, daardie ware vrede van God afkom. Die woord shalom beteken nie net die afwesigheid van oorlog nie, maar die teenwoordigheid van heelheid. 'n diepe innerlike rus, die sekerheid dat God is naby. En die vrede wat ons kry, dat God het 'n plan met ons elkeen se lewens. En dit is presies waarom Jesus gekom het. Jesus is die vredevors. Hy het gekom om vrede te bring tussen ons en God, en vrede tussen ons en ons naaste. Jesus het vir ons die pad kom wys, die pad na die ewige lewe in God se koninkryk. Hy het gekom as lig vir die wêreld. Hy het gekom om hoop te bring, soos ons verlede Sondag ook gehoor het in die erediens. Daarom steek ons vanoggend die eerste kers aan, die Christuskers, wat ons daaraan herinner dat Jesus ons lig is. Dan die kers van hoop. En dan die kers van vrede. Vandag is die tweede Sondag in Advent en ons tema vanoggend is vrede. Ons skrifgedeelte kom uit Filippense 4 vers 4 tot 9 waar Paulus skryf oor vrede wat God gee. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar kom, ons raak stil voor die Here en ons draai hierdie erediens aan hom op.
Almagtige God, in hierdie adventstyd kom raak ons stil voor U. Ons dank U dat ons weer nader aan Kersfees beweeg, die tyd waarin ons opnuut herinner word dat U die lig is wat in die duisternis gekom het. Dat U Seun ons vrede vir ons vrede en hoop gebring het. Ons bid vandag vir almal in ons gemeente, vir die Here wat op ons gebedslys is. U ken elkeen by die naam. U ken elkeen se behoefte, elkeen se traan. Here, ons bid ook in besondere vir ons bejaardes, Here. Dra hulle met U liefde en gee vir hulle U rus in U nabyheid in tye van twyfel of onsekerheid. Vir almal wat in hierdie tyd op die pad is of met vakansie gaan, Here, bewaar hulle, beskerm hulle en laat hulle U vrede en U rus ervaar waar hulle ook al mag gaan. Aan U, Here, kom alle lof en eer toe. Spreek vanoggend tot ons, Here, in hierdie erediens, sodat ons U stem kan hoor en U vrede in ons harte kan ervaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons lig, ons hoop en ons vredevors. Amen. Ons Woutem vanoggend kom uit Johannes 14 vers 27 tot 28 waar dit sê vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Hulle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. Ons lees dit daar. Gemeente, ek groet julle met hierdie woorde, genade en vrede en barmhartigheid vir julle van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ons van is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en te helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons lees saam uit Filippense 4, vers 4 tot 9. Ek lees in 1983 vertaling. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysienswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle
en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor het, en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek lees tot daar. Die wêreld praat maklik oor vrede, maar dit is werklik vrede of is dit net stilte na 'n storm? Die afwesigheid van 'n oorlog, geweld of vyandigheid. Dis die soort vrede wat verdwyn sodra iemand iets verkeerd sê of iemand dalk iets verkeerd doen. Die oomblik wanneer 'n spanning opvlam in huise, families, werksplekke, selfs in lande soos Suid-Afrika, sê mense daar's vrede, maar die werklikheid is daar steeds ongemak wat in die lug hang. Dalk spanning wat nooit opgelos is nie. Dalk het jy seer in jou lewe wat nooit verwerk is nie. Of konflik wat stilweg onder die oppervlak bly leef. Nou as ons dink aan die Bybel bied vir ons 'n vrede wat baie dieper en sterker is as enige vrede wat mense self kan bewerkstellig. Die Hebreëse woord shalom beteken dat dit nie net vrede is, bedoelende geen rusie of geen oorlog nie, maar dat daar 'n heelheid is, dat dit mense, verhoudinge in gemeenskappe, dat hulle leef soos God dit bedoel het om te leef. Dis 'n vrede wat niemand verontreg nie. Dis 'n vrede waar mense kan groei en waar reg en geregtigheid deel is van die lewe. In die Nuwe Testament kry hierdie begrip nog 'n ryke betekenis. Eirene, die Griekse woord daar beskryf die vrede wat Jesus self aan sy mense gee. 'n Vrede wat die wêreld nie kan voortbring nie. Dit is God se gawe, gegrond in alles wat hy deur sy seun gedoen het. In Jesus se geboorte en lewe, in sy versoeningswerk aan die kruis, bevestig hy deur sy opstanding en lewend gemaak is in ons harte deur die Heilige Gees. Bevestig hy hierdie vrede. Hierdie vrede dra ons, hierdie vrede vorm ons en hou ons vas totdat Jesus weer kom om God se koninkryk ten volle hier op aarde te herstel. Dit is hierdie vrede waaroor Paulus aan die gelowiges in Filippi skryf. Al sit hy self in die tronk. Nou dink jy daaraan, jy sit in 'n tronk en nou skryf jy 'n brief. Ek dink die brief is seker die laaste op jou gedagtenis om vir die gemeente te deel wat die Here wil sê vir hulle in Filippi. Al sit hy self in die tronk, hy skryf nie uit gemak of veiligheid nie. En sy lewe is alles behalwe rustig. Hy leef in 'n harde werklikheid van vervolging, van onreg, van daardie onsekerheid. Hy weet nie of hy gaan oorleef nie. Tog leef hy die vrede van God wat nie deur enige aardse tronk beperk kan word nie. Wanneer Paulus dit skryf in vers 4, skryf hy daar, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. En wanneer hy dit skryf, praat hy nie ligsinnig of oppervlakkig nie. Hy skryf as iemand wie se vreugde nie afhanklik is van sy omstandighede, maar gewortel is in die Here self. Dit is belangrik om dit te hoor. Hy sê nie daar, verbly julle oor julle omstandighede nie, of verbly julle omdat alles goed gaan nie. Nee, hy sê daar, verbly julle in die Here. Dit beteken, vind jou vreugde in wie God is, nie in wat rondom jou gebeur nie. Dit beteken, jou vreugde moet nie bepaal word deur jou omstandighede nie. Dit beteken, jy kan rus vind, nie omdat jy alles onder beheer het nie, maar omdat jy weet, God is in beheer. Dit beteken, jou hart word nie deur die wêreld se voorspoed staande gehou nie, maar deur die Here se nabyheid, die Here se trou. En Paulus skryf verder, die Here is naby. Hierdie eenvoudige woorde het die krag om 'n mens se hele wêreld te verander in adventtyd. Dit herinner ons juist daaraan om hierdie waarheid
van hierdie waarheid van die Here is naby. Advent kom herinner ons, hy het naby gekom toe hy in Bethlehem gebore is. Hy is naby deur sy Gees wat in ons woon. Hy is teenwoordig en hy sal weer kom. Die wederkoms is 'n vaste belofte van die Here. God se nabyheid is die grond waarna adventsvrede, met ander woorde, groei. Wanneer 'n mens begin glo dat God ver is, word vrees, angstigheid en onsekerheid amper die normale manier van leef. Maar wanneer jy ontdek dat God werklik naby is, nie net in die hemel nie, maar in jou lewe, in daardie seer van jou, in jou vreugde, dan vind jy werklike vrede 'n plek in jou lewe. Daardie werklike vrede, daardie shalom, dit neem nie net die onrustigheid en gebrokenheid van die wêreld weg nie, maar dit verander jou hart in jou binneste. Dit verander jou hart na daardie werklikheid. En juis omdat die Here naby is, vloei daar iets baie prakties hier uit. Paulus sê, wees inskikkelik teenoor alle mense. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Hierdie eenvoudige sin dra groot waarheid. Vrede is nie net iets wat ons ervaar nie. Dis iets wat ons moet leef. Inskikkelikheid beteken nie gee toe aan alles nie. Dit beteken ook nie wees 'n deurmat nie. Dit beteken om sag, vriendelik, geduldig en welwillend te wees. Dit beteken dat ons soms moet 2 keer dink voordat ons iets sê wat ongelukkigheid of woede kan veroorsaak. Jy kies 'n verhouding bo oorwinning, met ander woorde. Jy kies 'n luister eerder as om te praat. Die gemeente in Filippi het dit nodig gehad om te hoor. In die gemeente was daar 2 invloedryke vroue gewees. Vroue wat van mekaar verskil het. En hul spanning was sigbaar gewees in daardie geloofsgemeenskap. Hierdie vrouens was nie sommer buitestanders gewees nie. Hierdie vrouens beskryf Paulus as getroue medewerkers in die evangelie. En tog selfs het daardie gemeente hulle nie konflikvry gespring nie. Dit herinner ons dat die kerk nie uit volmaakte mense bestaan nie, maar uit gelowiges, ons almal wat probeer om Christus opreg na te volg. Mense, ondanks ons beste pogings, wat nog steeds foute maak. Ons almal maak foute. Maar ons weet waar ons genade lê. Ons weet waar ons hulp vandaan kom. En juis omdat ons aan Christus behoort, juis omdat ons aan hom behoort, roep hy ons as 'n gemeente om anders te leef. Hy sê, hy wil hê ons moet sigbaar word in hoe ons met mekaar omgaan. Soos Paulus sê vir die gemeente daar, wat hy praat oor vrede. Daardie vrede moet sigbaar word. Daar moet nie spanning wees nie. Ons vrede moet nie net sigbaar wees in wat ons sê nie, maar in ons gesindheid, hoe ons optree, en die manier waarop ons verhoudings bou. Christus se vrede word sigbaar waar sy mense 'n ander manier van leef en lief hê aan die wêreld wys. En hoe nodig is hierdie getuienis nie in ons eie gemeente, ons families, ons werksplekke en veral ons land nie. Ons leef in 'n tyd waar mense baie vinnig is om te oordeel, om baie vinnig te reageer op iets wat hulle dalk lees in die nuus. Die wêreld verwag dit ook, maar God roep sy kinders tot 'n ander gesindheid. Inskikkelikheid is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is 'n geestelike krag. Dit wys dat Christus se vrede nie net in ons werk nie, maar deur ons vloei. Dit vloei deur ons, sodat ander kan sien, dit kan sien deur ons en kan ervaar. En dan skryf Paulus hierdie radikale woorde wat uitstaan in daardie gedeelte, waar die Here kom sê, deur Paulus, moet oor niks besorg wees nie.
Nou, vir baie van ons klink hierdie woorde soms onmoontlik. Hoe kan 'n mens besorg wees in 'n land soos Suid-Afrika met 'n hoë misdaad of selfs die ekonomie of ons persoonlike uitdagings wat ons het in die lewe nie? Paulus verstaan dit. Soos ek genoem het, Paulus skryf as iemand wat nie die lewe verstaan nie. Inteendeel, hy skryf uit 'n tronk uit. Hy sê nie naïef nie. Hy ken vervolging, hy ken armoede, hy ken gesukkel, hy ken hongersnood, hy ken eensaamheid en hy ken gevaar. Maar Paulus het hierdie belangrikheid, hierdie waarheid het hy verstaan. Moet oor niks besorg wees nie. Ons raak gou besorg wanneer ons probeer beheer vat oor dinge wat net God kan beheer. Bekommernis is nie net 'n gevoel nie, dit vat jou heel binneste vas. Dit vat jou gedagtes vas, dit draai aanhoudend om dieselfde dinge. Jou hart word angstig, jy voel onrustig, jy probeer self oplossings vind vir dinge wat jy in elk geval nie kan verander nie. Die alternatief, sê Paulus, is nie om jou oë toe te maak vir die werklikheid nie. Dis om jou oë toe te maak vir gebed. Dis om te bid tot die Here en dit aan die Here op te dra. Hy sê, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeekende met danksegging aan God bekend. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeekend en danksegging aan God bekend. Wat beteken dit? Beteken bring alles, sonder uitsondering, na God toe. Bring jou vrees vir die toekoms, bring jou bekommernis oor jou kinders, bring jou finansiële struikelblokke, bring jou gesondheid, bring jou werk, bring jou hartseer, bring jou diepste geheim, bring jou sondige neigings, bring jou drome, bring ook jou teleurstellings, maar bring alles. Gebed beteken nie jy ontken die probleem nie, dit beteken jy erken jou menswees, jy erken dat jy 'n sondaar is, dat jy net 'n mens is, dat jy foute maak. Dis wat jou weerhou, dit wat jou weerhou van God se vrede. Smeeken is nie wanhoop nie, dit is nederigheid. Dis om te erken, Here, U is God, ek is nie. Danksegging is die geestelike geheue van die kerk. Dit herinner jou daaraan dat God nie nog altyd getrou was. God was nog altyd getrou aan sy woord. Hy het sy beloftes gestand gehou, en hy hou nog steeds sy beloftes gestand vandag. Al het jy en ek soms daarvan vergeet, of soms mag daar dalk 'n twyfel opkom. Kom die woord, en die woord herinner ons vanoggend dat God bly getrou. God is altyd getrou. Dankbaarheid is nie, dankie dat dit nie erge is nie. Dit is, Here, ek onthou wat U reeds gedoen het. Ek onthou hoe U my gedra het tot waar ek vandag is. Ek onthou hoe U dinge in my lewe verander het en hoe U dit nog steeds kan doen. En dan gee Paulus een van hierdie groot beloftes in die hele skrif. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hierdie vrede maak nie vir menslike verstand sin nie. Hierdie shalom, dit maak nie sin nie. Dit gaan nie verstand te bowe. Dit kom nie van mense af nie. Dit kom van God af. Dit is nie broos nie. Dit is sterk genoeg om jou hart te bewaar, om hier word verwys ook na waghou. Bewaar en waghou. En dit is my baie oplettend wanneer die Bybel praat van, in die vertalings van bewaak en wag. In die Grieks beteken dit om soos 'n soldaat by 'n stadsmuur te staan. Jou hart en gedagtes is soos 'n stadspoort. Vrees, paniek, skuld, twyfel, daardie negatiewe gedagtes. Dit klop voortdurend aan jou hartsdeur. Maar God se vrede staan daar.
soos 'n soldaat. God gee daardie vrede vir ons, soos 'n soldaat wat wag hou. En daardie vrede kom sê, jy mag hier ingaan nie. Hierdie hart behoort aan Christus. Maar Paulus stop nie by gevoel nie. Hy beweeg na denke. Hy sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prynsienswaardig is, wat 'n deeg of lotwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rus. Vrede is nie net 'n emosie van die hart nie. Dit is ook soos 'n gedagtesdissipline. Dis die vrug van die Gees, wat jy toelaat om in jou gedagtes te woon. Dit vorm jou innerlike lewe. In 'n wêreld vol negatiewe nuus, in 'n wêreld waar daar politieke spanning is, sosiale media wat mense vergelyk en soms mense veroordeel ook. Mense wat skinder van mekaar. In 'n kultuur van woede is dit ongelooflik maklik om ons gedagtes negatief te kry of dit te beïnvloed. Maar Paulus roep ons op 'n ander pad. Paulus roep ons om 'n ander pad te kies. 'n pad, 'n Christelike wandelpad, soos die skrifgedeelte daarin getoon het ook vanoggend. Christelike lewenswandelpad. Dis 'n wandelpad wat nie passief is nie. Dis nie 'n wandelpad wat jy net na kyk en jy beweeg nie. Dis 'n wandelpad waar jy aktief aan moet deelneem, wat jy moet opstap. Hy roep ons na hierdie pad. Ons filter ons gedagtes deur hierdie waarheid, hierdie pad wat ons saam met Christus stap. Ons kies dinge wat eerbaar is, dinge wat reg is, dinge wat rein is. Ons voed ons gedagtes met lofwaardigheid, soos ons skrif sê vanoggend. Nie met vrees nie, met hoop. Nie met wanhoop nie, maar met waarheid. Nie met leuns nie, maar met die woord van God, met die wêreld. Nie met die wêreld nie, maar nogtans met die woord. En dan bring Paulus dit alles by 'n praktiese slot. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor het, en gesien het, dit moet julle doen. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor het, en gesien het, dit moet julle doen. Die Christelike lewenswandel gaan nie net oor wat ons hoor en leer nie, maar dit gaan oor hoe ons dit uitleef, hoe ons aktief deelneem daaraan. Vrede word nie net bewaar deur te bid en te dink daaraan nie. Dit word bewaar deur ons lewe, hoe ons dit leef. Ons dra nie net vrede in ons hart nie, ons dra vrede in ons hande. Ons dra vrede met ons voete, ons stemme, ons aksies, dit wat ons elke dag doen. Die wêreld sien nie die evangelie deur gebede nie, maar deur ons lewens, hoe ons dit elke dag leef. En toe kom die mooiste sin van almal. Die God wat vrede gee, sal by julle wees. Paulus begin met vrede van God, maar eindig met die God wat vrede gee. Die gawe vloei uiteindelik uit die gewer uit God self. God gee nie net vrede nie, hy gee homself. Hy is nie net die een wat vrede gee nie, hy is die een wie se teenwoordigheid vrede is. Wanneer God van vrede by jou is, dan jy nie meer alleen in jou vrese nie. Jy is nie langer vasgevang in jou gedagtes nie. Jou omstandighede hou jou nie meer gevange nie, en jou bekommernisse bepaal nie meer jou lewe nie. Jou hart word 'n woning vir God se shalom, sy irene, sy vrede. Sy vrede word die fundament, dis die fundament van jou bestaan. Sy teenwoordigheid gee jou siel rus en die sekerheid. Sy liefde bring vreugde, sy krag wek daardie hoop wat ons verlede Sondag van gehoor het. Dit is die vrede van Advent. Dit is die vrede wat gekom het toe God mens geword het. Die vrede wat nou leef in elke gelowige deur die Heilige Gees. Dit is die vrede wat
sal oor die wêreld spoel, wanneer Jesus Christus weer kom. En daarom sê ons, die wêreld mag vol onsekerheid wees, maar Christus Jesus is die Here, die vredevors, die koning. My hart voel soms bang, ek voel onrustig, maar sy vrede beskerm my. Hy staan wag by jou hart. Ek weet nie wat môre bring nie, maar ek weet vir 'n feit in wie môre se hand is. En hy sal reeds daar. Hy beplan net goeie dinge vir sy kinders. Ek mag dalk soms struikel, maar sy oorvloedige genade, dit hou ons op ons voete. Ek voel soms oorlaai, dit raak te veel, my program is te besig, maar die Here is naby, sy liefde hou nooit op nie. Jy moet net rustig raak, stil word voor die Here. Gemeente, dit is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En daar waar jy jouself mag bevind, of jy nou aanlyn inskakel vanoggend, of jy nou hier sit in die kerkbanke, of jy nou die tyd luister ek na die boodskap, gee ek daardie oomblik waar jy kan stil raak vir die Here, waar jy kan sit in die asem wat die Here vir jou gegee het, dit kan inasem en uitasem, en bewus word van God se teenwoordigheid, sy teenwoordigheid in jou lewe, daardie vrede wat hy vir jou bring na jou hart toe, in jou hart kom plant. Laat die Here se vrede, daai shalom van hom, laat dit nou in jou kom woon. Laat jy al daardie negatiewe gedagtes, al daardie bekommernisse, al die dinge wat jy deur is hierdie jaar, plaas dit in die Here se hande. Want hy is in beheer. Ek gee 'n oomblik van stil gebed. Here Jesus, ons vredevors, Christus, dankie vir u woord wat ons vanoggend herinner daaraan dat u naby is. Dankie dat u ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan, daardie shalom en alle wêrelddinge te bowe gaan. Here, ons bring vanoggend ons bekommernisse voor u. Ons kom plaas dit voor u voete, Here. Die dinge wat ons laat wakker lê, Here, die dinge wat ons nie kan beheer nie, Here, die vrese, die laste, Here, wat ons soms dra. Vul ons met die vrede, wat wag hou oor ons harte en gedagtes. Leer ons om inskikkelik en sagmoedig te leef, om verhoudings te herstel en te bou, om die vrede prakties uit te leef in ons woorde, ons dade, met ander woorde, ons optrede, Here. Heilige Gees, help ons om te dink aan dit wat waar, mooi, rein, lofwaardig is. Bewaar, Here, ons gedagtes, vorm ons harte, lei ons op hierdie pad van vrede. Vrede wat ons slegs by u vind, Here. Vader, dankie dat u die bron van vrede is, nie net die een wat vrede gee nie, maar die een wie se teenwoordigheid self vrede is. Daarom lei ons, Heer, dra ons, Heer, en laat u vrede, Heer, ons elke dag vergesel. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, die vredevors. Amen. Gemeente, gaan dan nou uit, gaan in vrede en onthou, God is altyd by jou. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou reddend verskyn, in jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en jou vrede gee. En mag God die Vader en die Seun en die Heilige Gees by julle wees, waar julle ook al mag gaan. Amen.